Goeiemôre Suid-Afrika, 15:30 op hierdie 17 April, Vrydag. Breaking news. Iran se buitelandse sake minister het nou net afgekondig dat hulle van hulle kant af die Strait of Hormuz kompleet oopmaak. Hulle dryg geen meer skepe in die Strait of Hormuz nie. Daar is nie seemyne wat enigiemand sal pla nie en hulle hulle sal geen skepe aanval wat daar deurgaan nie. So hulle is nou besig om te vou onder die druk en die onderhandelings van president Trump. Maar is 'n goeie stap in die regte rigting. Soos ek vroeër gerapporteer het, hulle is ver besig met samesprekings en dit lyk my hierdie ding gaan baie vinnig tot 'n einde loop. So Iran self het nou bekend gemaak dat van hulle kant af is die Strait of Hormuz oop. Nou dit beteken nie dat die blokkade oop is nie. Die blokkade bly nog steeds daar tot 100% versekering kry van Amerika wat van Iran af kry dat hulle nie gaan voortgaan met hulle nonsens nie, dat hulle kernwapenprogram gaan opgee en dat hulle nie meer mense gaan attack nie en dan behoort die blokkade ook opgelig te word. Maar op die oomblik ander skepe gaan nog steeds deur, behalwe die wat by Iran aansoek doen vir olie en goeders, maar Iran self het nou gesê hulle commit dat hulle sal nie enige skepe aanval in die Strait of Hormuz nie. So van hulle kant af is die Strait of Hormuz oop. Ek is seker na 'n paar samesprekings en so sal dit nie lank vat dat die Amerikaanse vlootblokkade van die stryd ook gaan wegtrek nie. So alles beweeg nou in 'n baie goeie rigting. Die pressure wat Amerika op Iran gesit het gewerk. Die 5 weke van volskaalse combat operations het die kop afgesny. Iran het nie meer weermag nie. Geen weermag om van te dink nie. Hulle het nog 'n paar van hulle ballistiek missiele en drones oor, maar dis al. Hulle het nie 'n weermag nie, hulle het nie 'n lugmag nie, hulle het nie 'n vloot nie. Nou ook kan jy sien, het hulle regtig nie meer die vermoë om skepe te dreig deur Hormuz nie. Maar dit beteken nie alles word net aanvaar, eenvoudig hulle woord word net aanvaar nie. Hulle gaan definitief dopgehou word. Deel van hierdie ooreenkomste en vredespogings gaan definitiewe inspeksie wees van Amerikaners in Iran op hulle nukleerfasiliteite, hulle ander wapenopslagplekke en ook hulle vermoë om nuwe wapens te bou. So daai fabrieke wat uitgehaal is, dit gaan Iran 20 jaar vat om weer sulke fabrieke op te bou. Om weer so 'n proses, maar daar gaan 'n onderhandeling met hulle wees dat hulle gaan nie die vermoë hê om weer wapens te bou, soos in terme van ballistiese missiele en drones waarmee hulle kan die res van die wêreld dreig nie en definitief nie 'n nukleerwapen nie. So dit is heeltemal uit. So dit lyk my hulle kom nou tot die skikking. Ek het gesien sedert die eerste berig wat ek vroeër gemaak het, toe president Trump aangekondig het dat daar redelik goed gevorder is en dat die Iraniërs hulle nuclear power gaan opgee, het die olieprys massively geval in die laaste uur of 2. So die olieprys trek nou al ver onder die goeie wat trek hy nou. Hy het nou al gedrop met meer as 10%. Trek nou by $81. Hy is nie meer ver van waar hy was voor die oorlog nie. So dis baie goeie nuus as die oliepryse so val, want dan obviously energiepryse, brandstofpryse, al die sal afkom. Hooplik kom die Suid-Afrikaanse regering agter die oliepryse af en hulle bring hulle petrolprys af en dis veronderstel om te gebeur. Ons sal nou sien hoe steel hulle by hulle. So dis die breaking news vir nou. Morne Botha vir Koepel TV. Geniet die middag.